Kom ons bid saam, terwyl ons so sit, maak ons harte stil. Here, ons is in U teenwoordigheid. U is alomteenwoordig, soos daar ook gebid is voor die tyd daar by die kerkraad. Weet ons ook waar 2 of 3 in die naam van die Here is U besonder. Wil U self verheerlik in elke een se lewe. Bid besonder, Here, vir elke een wat onsself baie gering skat. Juis omdat ons weet, in die woord leer ons ook van profete wat geroep is, wat hulle self baie gering geskat het, juis omdat U krag dan ook in so iemand se lewe kan werk, en ook tot uitbreiding van U woord en U koninkryk. Ons bid dan, Here, dat U sal wees oral waar die woord verkondig word, in Suid-Afrika, in ons kerk, oor die wêreld heen waar die woord verkondig word. Dit is so afhanklik, Here, dat U deur die Heilige Gees sal werk. Dankie dat ons vanoggend kon leer dat God werk. U het gewerk, U werk nou, en U voltooi U werk. Vanaand, Here, wil U ook U woord in ons harte seën, en ons sê dankie dat U dit doen. Ons maak ons harte oop vir U. Amen. Ons sal saam lees uit Filippense 4. Filippense 4, van vers 4 tot 9, en dan ook vers 19 tot 20. Filippense 4 vers 4, is ook 'n teksvers wat ons baie keer sing. Dit is 'n beruiming. Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onsse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Net tot hier toe aan skriflesing. Ons teks is dan Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hierdie teksvers, na sy rykdom, God is nie beperk nie. In heerlikheid, beteken tot God se eer, deur Christus Jesus. Hy wat vir ons dit moontlik gemaak het ook dat ons die seëninge van die Here kan ontvang. Nou Filippense 4 vers 19, as ons hierna kyk, dan wil ons vanaand dan juist bietjie praat oor God wat vir ons geestelik sorg. God wat geestelik vir ons sorg. Nou om versorg te wees is baie belangrik in die lewe, dat 'n mens sekuriteit sal hê. Daar's maatskappye wat finansiëel sê 'n mens moet versorg word. Hulle maak ook baie geld daarmee dat 'n mens finansiëel moet sorg wees, dat 'n mens van jongs af ook finansiëel geld wegsit. Nou om versorg te wees gee vir 'n mens sekuriteit in baie opsigte. Partykeer is dit iemand wat hulp nodig het om versorg te word. Maar om versorg te wees wat die ewigheid betref, is ewige lewens belangrik. Baie belangrik dat 'n mens in jou lewe op daardie plek kom dat jy geestelik vir jou ewige lewe versorg moet wees. Soos ons gister ook gehoor het, daar's net een van 2 eindbestemmings.
Nou ons kan op die Here vertrou dat hy altyd vir sy kinders sorg. Die Here sorg ook vir die skepping. Hy sorg vir mense wat nie sy kinders is nie, maar kinders van die Here het 'n baie groot voorreg. En die hele idee is dat die woord van die Here sal uitgaan, dat mense hulle sonde en ellende besef, hulle saak met die Here regmaak en dan hulle self oorgee aan Jesus Christus, dat hulle ook versorg sal wees vir die ewige lewe. Nou ons kan die Here vertrou dan ook vir hierdie sorg wat hy vir ons doen, dat hy altyd vir ons sorg. En hierdie lewe wat ons het dan tot in ewigheid, dat die Here weet wat elke een van ons nodig het tot sy eer. Hy gaan die eer kry vir alles in die ewigheid, wanneer ons daar by die Here Jesus is, maar in hierdie lewe dan alreeds, dat ons dit sal besef. Nou vanoggend het ons die klem dan gelê gehad op saamwerk met God wat werk. God wat gewerk het, God wat werk en ook in die toekoms werk, en dat ons sal saamwerk vir ons eie beswil, want God is nog nie klaar met ons nie. Nou vanaand dan ook gaan ons bietjie kyk hoe die Here geestelik vir ons voorsien, alles wat ons nodig het, sodat ons aktief kan wees as kinders van die Here in diens van die Here. So die boodskap vanaand dan is hoe die Here geestelik vir ons nou sorg en hoe dat dit dan hier op aarde tot die Here se uitbreiding van sy koninkryk dan ook 'n voordeel het. Mense kan praat van as die Here vir ons sorg, gaan ons vanaand net meer kyk na die geestelike sorg. Kinders van die Here, baie meer wat hy sorg. Maar mense kan ook van praat fonteine. Soos 'n mens nou sal dink daar, as jy by 'n oase sou wees, en daar sou miskien so 5 fonteine wees, dat 'n mens kan sien by hierdie fonteine, geestelike fonteine, waar 'n mens verskillende dinge kan gaan put, wat jy nodig het ook in die lewe. Nou as kinders van die Here, is dit belangrik dat ons nie die Here moet beperk nie. 'n Mens kan oorvloedig wees, die Here wil hê ons moet oorvloedig wees in ons geestelike lewe. So kom ons doen dan ook wat Spreuke 3 vers 5 vir ons leer, vertrou op die Here met jou hele hart. Met jou hele hart. Die teksvers gaan verder, steun nie op jou eie insig nie, maar die belangrike is om waarlik die Here te vertrou, want hy is op pad met ons, hy is nie klaar met ons nie, ons is dan kinders van hom, as ons aan hom oorgegee het en diensknegte van die Here. Nou die Here sorg vir ons dan volgens Psalm 34 vers 10, soos wat daar staan, vrees die Here oor sy heiliges, want die wat die Here vrees, het geen gebrek nie. So wanneer ons kyk dat die Here vir ons sorg, dat ons nie gebrek het nie, dan is dit van ons kant af die verantwoordelikheid om die Here te respekteer, vir wie hy is. Hy is oneindig in wese, al sy eienskappe en attribute wat hy het, dat ons die Here sal vrees, nie om bang te wees vir hom nie, maar waarlik respek te hê. Vers 11 van Psalm 34 sê, die jong leeu's ly armoede en net honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. So is belangrik dat ons weet wie die Here is, wie ons is, ons afhanklikheid van die Here, om vrees en respekteer, maar dat ons ook sal soek na die Here. Soek wat die Here vir ons elke een ten doel het ook. So in ons aktiewe geloofsvertroue, hoe meer ons aan die Here oorgegewe dan ook lewe, des te meer beleef 'n mens dan ook hoe dat die Here vir jou sorg. As 'n mens bietjie een kant weg van die Here beweeg op stadiums, dan voel die Here ook ver. Nader tot die Here en hy nader tot ons. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader, staan daarso. Daarom is dit belangrik dat 'n mens moet besef dat die Here vir jou sorg, en dit is baie belangrik dan ook, as 'n mens hierdie besef het en 'n bietjie in jou gedagtes dink daar ook, dat dit 'n mens se vertroue in die Here dan ook versterk. Ons geloofsvertroue in die Here word daardeur versterk, dat hy altyd vir sy kinders sal sorg, gereeld besig met die woord. So as 'n mens hierdie nou moet besef, hoe gaan ek besef, besig wees dan ook om bietjie te dink daaroor, te pyns daaroor, soos ons in die Bybel ook sien, maar die woord van die Here is sentraal, dis waaroor dit gaan. So dit kom daarop neer, wees besig met die woord van die Here. Ons teks Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul. Hierdie geestelike aspek van hoe goed vir ons baie spesifiek sorg. Ek het net nou gesê, so 5 fonteine wat 'n mens kan sien in jou geestesoog daarso by jou oase, waar 'n mens uit kan wonderlike voorregte hê. So geestelik dan hierdie sekuriteit begin as 'n mens kind van die Here is. Dit is baie belangrik dat ons dit dalk net eers ook sê dan,
dat 'n mens met kind van die Here wees om geestelik hierdie voorregte te kan hê. Mense dink baie keer so op hulle eie, ag ek kan nou maar. So die eerste wat ons dan het, 'n wonderlike voorreg het, hoe die Here vir ons sorg en gesorg het, en ook verder sorg, dat jy nooit weer verlore sal gaan nie as jy jou lewe aan die Here oorgegee het, is dat jy geestelike lewe het. God sorg geestelik vir ons, dat ons geestelike lewe kan hê. Dis die sekuriteit wat ons het as kind van die Here. En daar is 'n paar dinge wat 'n mens hierin opmerk. Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Nou hoe sorg God vir ons? Hoe het hy ons lewend gemaak? Baie belangrik, saam met Christus uit die dode opgewek. Dit gaan oor Christus. Baie belangrik, God wat ryk is, dat hy vir ons barmhartig was. Barmhartig is nog. Liefde van God, genadig is, goedheid van God, en dit vind mens alles hier in Efesiërs 2, vers 1 wat sê dat hy ons lewend gemaak het. Vers 5, saam met Christus lewend gemaak. Vers 6, saam opgewek. Jesus Christus het gesterf in ons plek, uit die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dood, en so lewend gemaak saam met Christus, dat ons ook die geestelike lewe kan hê. Geestelik is ons lewend. God wat ryk is in barmhartigheid, sê vers 4, het ons deur sy groote liefde lewend gemaak. Uit genade is julle gered, sê vers 5 van Efesiërs 2. En dan vers 7 sê, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, nie deur die werke nie, staan daar verder. So is 'n gawe van God se kant af. En dis 'n wonderlike iets wat 'n mens tog met vergeet nie. Ons het gelewe, mens met liggaam, siel en gees, maar ons siel, daar's 'n probleem. Ons was geestelik verwyder van God af. Doodsheid beteken ook om skeiding te hê in 'n mens se lewe. Ons het 'n wonderlike voorreg om geestelike lewe te hê in die Here dan ook. En daarom dan ook, as ons kyk na 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En dit bring ons by die volgende, geestelike lewe. Die volgende fontein waar 'n mens by die Here kan uitput is dan krag, geestelike krag. Handelinge 1 vers 8, vandag is ons nou Pinkster Sondag ook, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daar in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is, van daar af Nuwe Testamentiese bedeling, die Heilige Gees kom maak woning by 'n mens, in 'n mens, dat jy nie ver hoef te soek na die Here nie, en dan met die Here wat so naby aan ons is, dat 'n mens daarom dan ook kan weet, geestelike krag, dit staan ook in Handelinge 1 vers 8, en julle sal my getuies wees. So hierdie krag wat ons van die Here af kry, het 'n doel daarmee dat ons getuies vir die Here sal wees. Efesiërs 6 vers 10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Twee baie belangrike elemente hoekom ons geestelike krag nodig het, dat ons getuig vir die Here saamwerk, getuies vir die Here kan wees, maar dan ook baie belangrik om staande te bly. Daar's baie te sê oor ons die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu om weerstaan, maar ons geestelike krag wat ons het, so dit kom alskryns by die Here. Nader tot God, hy sal tot julle nader. Die Here is getrou. As 'n mens na die Here toe gaan, dan is hy daar vir 'n mens. Partykeer laat mense in die steek. Die Here laat 'n mens nooit in die steek nie. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Kragtige hand van God. God is kragtig, hy's almagtig, en hy is vir ons daarso. Geestelike lewe, geestelike krag. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig. Die twee dinge wat ons nou gekyk het, die twee fonteine, lewend, kragtig, van God se kant af, sy woord is lewend en kragtig. So ons is versorg, ons nuttig geestelike voedsel, en met die Here saam. Ek net hierdie bietjie skuif, dit lyk vir my, hy wil nou hierso my elke keer skeef trek, sal nou reg wees. Daar is hy.
In die derde plek dan ook ons nuttig geestelike voedsel. Nou hoe kan 'n mens geestelike voedsel nuttig? Die woord van die Here. Die woord lewend kragtig. Lukas 4 vers 4, Jesus antwoord toe hy daar versoek word deur die ou duiwel, deur Satan. Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. So as ons besig is met die Bybel, met die woord van die Here, word ons geestelik gevoed. Die woord van die Here wat verkondig word, die woord van die Here wat hier in die binneste spreek, wanneer die Here ook saam met ons gewete werk, deur die Heilige Gees se werking vir jou so 'n bietjie sê, nee wag, hierdie is nie die pad nie. Dit wat jy nou na kyk is nie die regte dinge nie, die regte pad is hierdie kant toe. Johannes 4 vers 31 tot by vers 34 sê, en intussen het sy disippels by hom aangedring gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Vers 34, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Ons weet wat 'n werk Jesus moes doen. Hy moes in ons plek gaan sterf aan die kruis. Ons geestelike voedsel is om die woord mee besig te wees en dan ook die voorbeeld wat ons kan volg soos die Here Jesus. Wat wil die Here hê? Wat wil Jesus hê moet ons doen? Matteus 25 vers 21 en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Die dienskneg in diens van sy meester toe die Heer weggegaan het, hy kom terug en daar word rekenskap gevra, mooi so, goeie getroue dienskneg. Ons as diensknegte van die Here ook, oor weinig was jy getrou, veel sal ek jou aanstel, sê die Here. En dan sê hy hierdie woorde, gaan in die vreugde van jou Heer, in die vreugde van jou Heer. Om te doen wat die Here wil hê, gee vir mens vreugde. Lewe geestelik, krag geestelik, voedsel, die woord, en dit bring ons dan juist, terwyl ons praat van vreugde by die voorlaaste ene, en dit gaan oor vreugde, blydskap in die Here. Ons as kinders van die Here is geestelik ook versorg, want ons geniet blydskap in ons Here Jesus. Die opdrag is dan ook, soos ons gelees het, verbly julle in die Here. Paulus herhaal dit, verbly julle in die Here. Nou Johannes 15 vers 10 sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dan sê die volgende vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. Ons weet God het ons eerste lief gehad, en ons moet God lief hê. Liefde en vreugde gaan saam. God wat van so lief het, is daarom maar lekker om lief gehet te word, is so aangenaam vir mense as hulle die liefde van mense belewe, maar as jy die liefde van die Here waarlik besef in jou binneste, daar waar mense nie eens vir jou sal omgee en besef jy die Here is nog lief vir my, dan besef jy blydskap is 'n vreugde, 'n vredevolle vreugde wat 'n mens in die Here het. Johannes 15 vers 12, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het, sê die Here Jesus. Groter liefde het niemand is dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dit is wat van mens vreugde gee. So in die Here kom 'n mens dan uit by Romeine 5 vers 11, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die voorsiening het, die voorsiening verkry het, die versoening verkry het. Ek net weer lees. Romeine 5 vers 11, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Nou hierdie woordjie roem in die oorspronklike taal gaan oor glorie, vreugde. Die Engelse vertaling praat dan ook van joy. So ons roem in die Here, ons het vreugde in die Here, ons verbly ons daarin, ons is opgewonde daarin, in die Here. So dis dan ook die vierde fontein waar mense uitput, dat 'n mens blydskap kan hê. 'n anderste blydskap, 'n wonderlike blydskap, dat ek die pad met Jesus loop en ek weet, dis wel met my siel, ek is om standaard, ek is nie bewus van dinge wat tussen my en die Here is nie, sonde maak maar skeiding, alles wat hinder, en ek vra ook, Here, wys my of daar iets wat nie reg is nie, en dadelik lê ek dit af.
Dis 'n dankbaarheidslewe. Dankbaarheidslewe is vreugdevol om met die Here so die pad te loop. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. En dan kyk 'n mens net na die volgende vers van 1 Johannes 3 vers 2, in die trant van vreugde nou daarmee saam, sien 'n mens dan geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Waaroor gaan dit? En dit is die 5de, die laaste ene waar ons vanaand na kyk, wonderlike fontein waaruit die Here vir ons voorsien, wat hy vir ons daarvoor is, wat ons versorg is, en dit is dat ons het 'n wederkomsverwagting. Daar's 'n verwagting vir die toekoms. Dis nie maar nou net hierso nie. Die woord waarsku ook vir ons, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, as ons baie elendig. Van die Here se kant af het hy ons nie maar net gered weg van die hel af nie, maar hy gee vir ons 'n wonderlike vooruitsig. Ons gaan eendag by die Here wees. Daar waar die kring volmaak gaan wees, waar al die kinders van die Here saam gaan wees ook. Nou terwyl ons op die Here wag, sê 1 Johannes 3 vers 3 vir ons, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ek het net nog gesê, as jy bewus is van iets, lê dit af, bring dit na die Here toe. Vra ook die Here, Here, kom kyk of daar iets is wat nie reg is in my lewe nie. So Jeremia 17 vers 13, die Here, die fonteine van lewende water, die fontein van lewende water, in die Ou Testament word die Here so genoem. So is belangrik dan dat 'n mens in jou geestelike lewe sal besef, alles wat nodig is in jou geestelike lewe, om vir die Here te lewe, as diensknegt van die Here, vir hom te arbei, vir daar waar hy ons wil stuur om te gebruik, dat ons het die lewe, ons het die krag, ons het die vreugde, ons het dan ook 'n verwagting vir die ewigheid wat voor lê, en die Here is getrou, hy gaan vir ons dan deurdra daarmee. So die Here voorsien vir ons, vir sy kinders baie spesiaal, al ons behoeftes wat ons nodig het, maar soveel te meer in ons geestelike lewe, in 'n geestelike sin, sodat ons aktief kan wees in diens van ons Here. Die wêreld het nodig om die woord te hoor. Kinders van die Here het nodig om standaard te wees. Dan kan die Here vir ons kragtig gebruik ook, waar ons dan saamwerk, soos wat die Here vir ons wil gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is ons bron van lewe. U is die hoop, die enigste hoop vir elke mens in hierdie lewe. Dankie vir U sorg. Dankie dat ons U kan vertrou, en ons vertrou U dan, Here, want niemand is so betroubaar soos U nie. U is waarheid. Baie keer stel mense en ander dinge mense te leer met die leuen, maar U wat die waarheid is, ons nader tot U, en ons vra ook, Here, help vir ons nou, elke dag van ons lewe, help vir ons in die naam van Jesus Christus, tot eer van U naam. En Here, nou kan ons praat oor baie plekke, hoe 'n mens vir die Here diensbaar kan wees, maar U weet hoe U hand op elke skouer plaas. U is die een wat roep, U is die een wat stuur, U is die een wat sê, volg my. En daarom wil ons dan graag ook, waar U lei, wil ons meegaan, Here. Wonderlike Here Jesus, dankie dat U weet hoe om in harte te werk, om te oortuig. Ons was oortuig gewees as kinders van die Here, die wat hierdie getuienis het, van sonde, geregtigheid, van oordeel, en ons het besef, ons het nodig om gered te word. Maar Here, daar is mense wat nog nie by hierdie stap gekom het nie, dalk baie godsdienstig, dalk mense wat nog nie gehoor het nie. Ons bid dan, Here, dat U kinders kragtig sal gebruik ook, dat U woord sal uitgaan, en dat in hierdie laat uur, voordat U vir ons kom haal, siele gered sal word. Ons bid vir ons geliefdes. Ons bid vir ons kinders en kleinkinders. Ons bid, Here, vir vriende, hulle wat waarlik nog nie die Here ken nie, dat hulle op hierdie plek sal kom, dat hulle Jesus Christus sal aanneem as persoonlike saligmaker. Baie mense word gered, maar die woord sê, die wat ingaan, die wat die nou pad bewandel, is min. Daarom vra ons dan, Here, wil U ook 'n herlewing gee, vir ons genadiglik, soos wat dit nodig is, dat daar teen 'n snelle pas
dit kan uitkring. Jesus Christus is die antwoord, dat mense sal besef, hulle sonde en ellende, terwyl die wêreld al meer beweeg in 'n sondige rigting, waar dit wat verkeerd is, sommer net so normaal is, wil u dan, u wat waarheid is, genadig wees, en dan so werk, dat mense by die Here uitkom. Wonderlike Here Jesus, u weet dan hoe om met elkeen te werk, en ons sê dankie daarvoor, dat u met my werk, met elkeen werk, en dat u naam verheerlik sal word. Amen.